Baie dankie vir die leierskap wat my genooi het. Ek waardeer dit verskriklik baie. En so dit is 'n absolute voorreg om vanmôre 'n bietjie met julle te kan gesels en daar's so baie dinge wat op my hart is en die gees van die Here is regtig besig reg oor die wêreld en ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar daar's baie gate wat hy openbaar, goeters wat nie waar is nie, goeters wat verkondig is aan die liggaam van Christus. En hierdie goeters is besig om onder die druk en die oordeel te kom en God begin nie net noodwendig met oordeel teenoor die wêreld nie. Hy's eintlik besig om by die kerk te begin. Dit is Petrus wat hierdie openbaring maak of eintlik hierdie ding bekend maak en hy sê dat oordeel begin by die huis van die Here, by die kerk van God. En dis nogal so, daar val hy. Lekker. Yes, julle, is die winter nie amazing nie? Winterbabietjies. Woe! Stuur my Londen toe, ek sal op my gelukkigste wees daar. Hou jy maar vir, wat is dit? Ek weet nie, Caribbean eilande, kan jy maar vir jouself hou. Maar stuur my daar waar dit baie reën, dan sal ek op my gelukkigste. Ek weet nie, ek voel net, dis asof ek 'n connection het, dit is, as dit reën, dan praat die Here duidelik met my. Ek weet nie, dan gaan lê die stof of ietsie, ek weet nie wat gaan aan nie, maar dan sit asof ek oopkop is. Maar so oordeel begin altyd by die huis van die Here. Nie nou op hierdie stadium by die wêreld nie. Die wêreld word nie nou geoordeel nie. Ja, daar is gevolge vir hulle keuses en die dinge wat hulle kwytraak, maar God is besig om sy kerk te suiwer. En daarso by ons, daar by die bron, het ek vir die laaste paar weke, het ek begin eintlik deur die 7 kerke van die Openbaring, die boek Openbaring gegaan. En dit was lekker geweest om vanoggend te hoor daar in die intercessors, hoe hulle daardie goeters van die boek van Openbaring so kwoteer en aanhaal en alles. So ek het eintlik lekker geglimlag in my hart. Maar kom ons begin sommer, ons val in en ons val weg met dit wat die Here vir ons vanmôre wil sê. En ek het dit nou klaar aan my gemeente verlede week gedeel, maar ek het so gevoel, ek wou iets anders bedien net hierso by julle, maar ek het so sterk gevoel dat hierdie woord is vir almal. Hierdie is 'n nou woordjie. So ek gaan dit bedien. En dit is Openbaring hoofstuk 3 vers 1 en hy sê, ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit is wat dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie en hulle sal saam met my in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van lewe nie. Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou baie interessant vir die ouens wat nou nie heeltemal weet nie, maar Sardes was 'n baie unieke gemeente gewees. Hy was so 450 meter bo seevlak en daar 450 meter bo in die kranse is hy weggesteek. So dit was baie moeilik om daardie dorp of stad aan te val. Dit was verskriklik moeilik. So hulle het van bo af onder toe geveg en dit was feitelik onmoontlik om van onder af boontoe te veg en hulle te kan oorwin. So hulle was 'n gemaklike klomp mense. 'n Mense wat gevoel het, hulle is absoluut veilig buite die bereik van die vyand. Niemand kan hulle aanraak nie. So hulle het vertroue gehad in die posisie wat hulle gehad het. En hierso so 549 voor Christus het die Perse gekom en die Perse het nie van hierdie ouens gehou nie. Die Perse wou hierdie ouens uithaal. En hulle het vir dae het hulle gaan sit daarso om Sardes om die kraanse en het hulle dop gehou. En een van die spioene van die Perse het gesien hoe daarso een aand laatoggend hoe een van die helms van die soldate afval, want hy het aan die slaap geraak. So hulle sien net, hier val 'n ding, daar val hy. En wragtig sal dit daar 'n ou op 'n paadjie klim wat hulle nie van bewus is nie. Op 'n geheime paadjie klim hierdie soldaat toe af, kry sy helm, gaan weer met die skynste op teen hierdie paadjie. En so 'n paar dae daarna
terwyl almal lekker rustig is en aan die slaap is, veilig voel. Hulle is veilig. Nee, niks gaan mos iets mekeer nie, niks gaan gebeur nie. Kom hier die ouens en hulle gaan deur daardie selfde paadjie gaan hulle op en toe hulle in een oomblik vang hulle toe nou die mense van Sardes onkant en hulle oorwin daardie hele stad en daardie dorp. So dit is een van die grootste skandes wat Sardes ooit beleef het. En so 'n hele paar jaar later het dit toe weer gebeur. So 2 keer in die geskiedenis van Sardes is hulle oorwin omdat hulle te gemaklik geraak het, te rustig geraak het, te veilig. Ons is mos absoluut veilig hierso waar ons sit. En so die Here kom en hy speel eintlik met daardie shame en daai condemnation wat oor hulle kop hang en hy kom en hy openbaar weer aan hulle. Hey, ek sal so op jou neerdal in die vorm van 'n weerligstraal, nee, ek sal soos 'n dief in die nag kom en ek sal op jou neerdal en ek gaan iets aan jou doen. So hulle het geweet daar is 'n seer puntjie. So as die Here daaroor praat, dan kry hulle eintlik skaam want hulle weet presies wat hulle daar gedoen het. So die grootste gevaar vir ons as 'n kerk vandag is nie die aanval wat ons verwag nie. Dit is die onverwagte ene wanneer jy dink jy's okay. Nee, die dief breek nie in wanneer jy wakker is nie. Hy kom wanneer jy ontspan, wanneer jy veilig is, jou alarmpie is aangesit. Nee, die goedjies loop, dit is lasers oralste waar jy kyk. Hy lyk soos 007 soos wat hy gaan. Dit is Mission Impossible, maar vir die vyand is dit heel waarskynlik. Hy het alreeds die geheime paadjie na jou hart ontdek. En hierdie is die ding, ons is te doen met 'n uitgeslaapte vyand. Hy slaap nie, sy mandaat is om jou te vernietig, om jou geloof in God af te breek, dat hy nie meer kredietwaardig is of geloofwaardig is in jou opinie nie, sodat jy op 'n plek kom waar jy sê, hoekom het ek God nodig? Kyk, ek doen dan so goed, ek doen okay, en vir die arm mense sê daarso, sê hulle heel waarskynlik, hoekom het ek God nodig? Kyk hoe suffer ek, kyk hoe sukkel ek, hoekom het ek God nodig? En dit is waarmee ons sukkel vandag in die kerke. Maar kom ons begin. Openbaring 3 vers 1, net daai eerste gedeeltetjie. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes, dis wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Nou, so die 7 geeste van God is die getal 7, dui op die volmaaktheid van God, nê? Hy is so geesgevul. Onthou, die Heilige Gees word op baie plekke beskryf as die gees van die Here, né? So hy is so volmaak, hy is in sy volle almag en werking, die gees van die Here is daarso, en dit sluit aan met Jesaja 11, ek het hom nou nie daar vir jou nie, Gerrit, Jesaja 11 vers 2, dit staan daarso, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van vrees van die Here, en so dit praat ook van sy alomteenwoordigheid. Die Here is konstant besig om deur sy kerk te beweeg en hy is besig om elke individu raak te sien. Weet wat staan daar verskuil in jou harte. Die motief vir jou aanbidding. Baie mense kom kerk toe wat hulle dink, as hulle vir God gee wat hy wil hê, dan gaan hulle kry wat hulle wil hê. So, hulle is selfsugtig in hulle aanbidding. Hulle praise and worship is absoluut selfgesentreerd. Hulle doen hierdie goedjies vir die Here, want nou gaan hy iets nice vir my ook doen. So nou, daar's manipulasie in ons aanbidding. Ons aanbid nie God omdat hy God is nie, ons aanbid God sodat ons kan kry blessings en gesondheid en voordele en beskerming en nog 'n deal en nog 'n dit en nog 'n dat en nog 'n paar randjies. Alles is gesentreerd rondom ons, selfs ons aanbidding. En omdat ons aanbidding so selfgesentreerd is daar sekere dinge wat God gaan toelaat, en jy kan maar gaan kyk deur die 7 kerke, wat God bereid is om te doen met 'n Nuwe Testament kerk. Nie Ou Testament nie, 'n Nuwe Testament kerk. Julle, asseblief moenie Openbaring vandag gaan lees nie, want jy gaan skrik. Okay, daar is 'n kerk daarso. So, die gemeente, die Here is, ek wil julle nie ontstel nie, want ek moet nog 'n hele preek saam met julle hardloop, en nou sit julle hierso met sulke kwaai gesiggies en so aan. Maar weet jy, daar is 'n gemeente waar die Here sê, oor 10 dae, of nee, oor 'n paar dae, gaan die vyand kom, en hy gaan julle geloof beproef. Volhard tot die einde toe. Volhard, nee, tot die dood toe, is die woorde wat die Here gebruik. En ek sal jou gee die kroon van lewe. Julle geweet dat, met ander woorde, God sien dat daar mense is wat doodgemaak gaan word in tronke en hy laat dit toe.
Dis vreeslik. Weet jy, hierdie boek, hierdie 7 kerke van Openbaring het my boksie van God gebreek, want ek het gedink ek het God opgesom en ek verstaan nou hoe die Here werk. Hierdie 7 kerke openbaar aan my, 'n leraar al vir 18 jaar, ek weet niks nie. En dit is asof hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer kom ek agter. Ek het nie 'n klou wie jy is nie, maar ek is lief vir hom. Yes, dis vreeslik, hoor, in 'n goeie manier. Maar gaan lees dit daarso, jy gaan nogal skrik. En die 7 sterre verwys net na die 7 leraars van die gemeente aan wie hy skryf, die 7 engele, die 7 sterre wat ook natuurlik ons weet dat hy hou die hele skepping mos in hierdie 2 vingers van hom. Dit beteken net God is absoluut in beheer van die kerk. God is absoluut in beheer van die kerk. Een van die dinge wat ek baie vinnig agtergekom het van die boek van Openbaring, dis eintlik 'n openbaring van hoe goed God alles in beheer het. Psalm hoofstuk 11 sê daarso, God sit op die troon. Dit is vir my so opmerklik dat die vriende van Dawid, nou moet jy verstaan, Dawid skryf 'n psalm oor iets wat hy beleef het. Die skelms het ingebreek, die boog is gespan, sê hulle, met ander woorde, die snellers is al klaar teruggetrek, is nou net skiet en daar gat ons, nee, John Wick van voor af, 1, 2 en 3. Nee, dis moeilikheid, van die begin tot die einde, die pyl en boog is gespan, en Dawid se vriende sê, kom Dawid, kom ons vlug, soos voëls na die berge toe. Dis nogals heel poëties, ek sou dit nie so beskryf het, as daar iemand 'n skelm in die huis is nie, ek sou iets anders te gesê het, maar hy sê, kom ons vlug na die berge, soos voëls. Jo, okay, hulle het anders gepraat in daai tyd, anders as ons het ons sinnetjies is baie kort. Kom, moeilikheid, hardloop. Ander ouens sou iets anders te gesê het. Ek is wedergebore. Nee, my tong is onder beheer. Maar dis wat hy sê, en weet jy wat is vir my so mooi wat Dawid sê, hierso gaan niks vandag gebeur, en weet jy hoe beskryf hy dit? Weet jy hoe sê hy, vandag gaan hier niks gebeur, wat buite die wil van die Here is nie, hy gebruik hierdie woorde, God is op die troon. Dis al wat hy sê. Ja, hoor jy wat ek sê vanmôre? Al wat Dawid sê is, God is op die troon. Hier gaan vandag niks gebeur, as dit nie God se wil is nie. Hy kan skiet soveel as wat hy wil, hy kan slaan soveel as wat hy wil, as die Here op die troon is ons okay, ons gaan veilig wees. En dis wat vir my so mooi is, dit is vir my so mooi, die boek van Openbaring, sommer net, ons is nou eers by die 3de hoofstuk, en al klaar het ek hierdie vrede, want my God is so in beheer van alles. Nie 'n regering nie, nie 'n weermag nie, nie 'n ander geloof nie, niks nie. Niks gebeur op hierdie aarde, as dit nie sy goedkeuring dra nie. As dit nie sy plan gaan bevorder nie. Hy gaan alles doen, en in ons oë is dit soos, dis vreeslik, hoe kan hierdie goed gebeur? As dit sy plan gaan bevorder, gaan hy hierdie goeders toelaat. Maar, want hy is God, nie ons nie, en ons het hom nie uitgefigure nie, nee. Okay, so dit is net eintlik die 7 sterre is maar net gaan oor sy gesag, hy hou die leiers vas, hy is in beheer van die kerk, hy beskerm hulle ook. Dit beteken, God is almagtig. Okay, dan gaan ons verder. Ek ken jou werke, dat jy die naam het. Daardie woord beteken reputasie. Jy het 'n reputasie. Het jy al agtergekom dat mense, veral ons ouens wat jonk is, wanneer ons uit die skool uitkom, of ons het nou klaar gestudeer, ons was nou klaar op Stellenbosch of die Pikke of iewers te gewees, dan sê ek gaan nou vir my 'n naam bou. Nee, jy moet nou eers vir jou 'n naam bou. 'n reputasie kry dat iets is goeds, jy is amazing, jy is spesiaal en aktief en jy is bevoegd om iets te doen. Ek moet nou eens vir my 'n naam bou. Ek moet nou eens 'n naam kry, pa. Nee, ma, ek moet nou eens 'n naam bou. Nee. Maar Jesus sê dit daarso, ek ken jou werke, dat jy 'n naam het. So die reputasie in die dorp is soos, yes, hierdie ouens is aan die gang, nee, maar die Here sê jy is dood. En dit is 'n pynlike realiteit vir meeste mense. Daar is aktiwiteit, maar hulle is dood. En dit is die hartseer ding. Dit is hartseer om te dink dat dit is soos 'n kliniese dood. Dit is, julle weet mos, 'n persoon wat in 'n ongeluk was, partykeer aan die brein soveel skade opgedoen, die organe gaan nog, maar die persoon is lankal nie meer daar nie. En dit is hoe hierdie kerk lyk, die musiek speel, die worship musiek is aan die gang, die ligte is aan, die trompette blaas, die mense kom elke week by mekaar vir selgroep, ons vorder geld in, ons samel dit in vir die gemeenskap, daar's aktiwiteit, daar's allerhande dinge, hulle is klinies,
wel klaar dood. Die hart en siel van die kerk is nie meer daar nie. Hulle is dood. Maar daar's nog aktiwiteit. Die longe haal nog asem, die hart klop, maar jy's aan 'n masjien vasgekoppel. Daar's eintlik nie meer lewe nie. En daarom Efesiërs 5 vers 14 daarom sê hy, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Weet jy wat is vir my nogals 'n ding? Weet niemand van ons, natuurlik sal niemand van ons aan die slaap raak as ons huis aan die brand is nie. Jy's in die nag, jy ruik daai plastiek brand onder in die kombuis. Jy weet, o Jessie, daar's iets in die kombuis wat nou aan die brand geslaan het. En nou hardloop jy onder toe en jy kom af onder daar in die kombuis en dan sê jy, o Jesus, hierdie ding is buite beheer. Jy's buite beheer. Niemand gaan rustig wees en terug in die bed klim en nou rustig raak en nou, ons is nou maar so. Nee, ons sal spring. Jy gryp die hond by sy oor, die kat by sy stert, jy gryp jou vrou, jou kinders, jy los jou skoonma en jy kom. Dis wat jy doen. Dis net 'n grapie, ek kyk net dan of julle wakker is want met die reën en Maar dis wat jy doen, jy's aktief, maar weet jy hoeveel mense se siele brand? Hoeveel mense se huwelike het al afgebrand? Maar hulle slaap. Hoeveel mense se verhouding met God bestaan nie eens meer nie. Elke week, elke Sondag in die kerk, by die gebedsaand, by die aanbiddingsgeleentheid. Hulle is hier. Maar die verhouding tussen hulle en God, hulle het lank stil geraak voor die Here. Hulle slaap. En dit is wat selfbedrog is. Jakobus 1 vers 22 en dit is een van die intercessors het dit vanoggend so mooi gesê. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, want dan bedrieg julle julleself. Mense wat die evangelie hoor en glad nie in oorgaan in aksie nie, bedrieg hulle self. En soveel mense kom in die kerk en ek meen ons is nou al 15 jaar in die Kaap en voor dit was ons in Kuruman waar ons 'n gemeente gehad het vir 4 jaar. Mense kom kerk toe wel. Hulle like dit om kerk toe. In Kuruman trek jy mooi aan om Spar toe te gaan. So imagine hoe lyk mense as hulle kerk toe gaan. Woe, hy skoene blink, heet die bakkels, hy lyk soos 'n Texan, allerhande goedjies en party ouens, jy weet mos, die bene is pink so koud as dit, maar hy dra sy kort broekie. En maar ons trek netjies aan. Ons kom kerk toe, maar ons hoor die evangelie, maar hulle is bedrieg, hulle sit daar, hulle is bedrieërs. Hulle bedrieg hulle self, hulle het hulle self in hierdie moeilikheid ingelei. En dit is wat jy gaan sien, met daardie mense is daar al ewig pyn. Daar's al ewig hulle lewe word die hele tyd, daar's heeltyd hierdie goeters van pyn en stres en verlies en hartseer. Dit is 'n aanhoudende ding, daar is net nie iets anders nie, daar's nie vreugde nie, daar's nie blydskap nie. En hier is my gunsteling vers, Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdowe is dit, wie kan dit ken? Ons bedrieg onsself. Weet jy, Johannes gebruik spesifiek hierdie woord, of Jakobus, en hy is dieselfde woord wat in Jeremia beskryf word. Nou daai woord bedrieglik, of bedrieg, is die woord paralogizomai, is nou in Grieks, nee, wat valse logika beteken. Met ander woorde, hulle bedrieg hulle self met hulle eie valse redenasies. Hulle redeneer so verkeerd, dat hulle bly vasgevang. Hulle bly vasgevang, want hulle redenasie hou hulle gebind. En weet jy, as jy mooi studie gaan doen, dan sluit dit aan by 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Hy sê, die wapens van ons stryd is nie meer wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Luister mooi, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Weet jy wat gebeur? Weet jy hoe word 'n stronghold gevorm? 'n Stronghold. So, hier is die ding. In 'n atmosfeer soos die, ons het nou lekker geprys en worship, iemand het miskien ietsie ervaar, en in daardie ervaring kom die Heilige Gees en sê,
dit is nou tyd dat jy hierdie ding laat gaan. Hierdie sonde. Dis tyd dat jy nou van hierdie ding ontslaa raak. Nou wat gebeur is nou stap ons hier uit, en die eerste oomblik, daar's 'n bietjie druk op jou lewe. Daar's iets wat nou nie uitwerk soos wat jy dit gehoop het, dit gaan uitwerk nie. Jy's teleurgestel. Daar's 'n teleurstelling wat gekom het. Eerste ding wat jy doen is jy hardloop na daardie sonde toe, want dit is hoe jy cope. Dis hoe jy beter voel. Jy het nie jouself geleer om na die Here toe te hardloop en in sy teenwoordigheid in te kom en die woord te vat en te lees of te gaan bid of te gaan af te sonder in praise and worship nie. Nee. So jy hardloop nou na hierdie ding toe wat eintlik vir jou baie gemoedsrus gee. Jy voel skuldig daarna, wat ook al dit is of jy gaan spandeer al jou geldjies daar by Tygervallei, jy gaan op 'n shopping spree, nê? Wat is dit? Emosionele retail therapy. Nee, jy gaan voel beter, jy het nou, jy weet jy het nou skuld gemaak, maar jy voel nou goed, want jy het nou die Weber gekry, wat jy nog altyd wou gehad het. Is hy nie mooi nie? Ja, maar hy kos so vrek baie geld. Maar dis okay. Jy weet, en so aan, en ander ouens hardloop na pornografie toe, ander ouens gaan en spandeer ure, nee, in die badkamer. Ander ouens gaan beskinder ander mense sodat hulle beter oor hulle self breek die ander persoon af, breek hulle af. Al sulke goedjies. Nou kom ek sê net gou vir jou. Nou hierdie sonde wat God aanspreek, jy redeneer en bou 'n fortress. So jou redenasies bou 'n muur om die sonde en dit is hoe 'n vesting gevorm word. Dit is partykeer, luister baie mooi. Ons is baie vinnig om te sê, dit is 'n demoon. Nee, dit is jou sondige natuur wat opstaan teen God se wil en jy gebruik jou redenasies, met ander woorde, jy het al die regte redes om die verkeerde ding te doen en nou skielik bou jy hierdie mure op en jy verhard jou hart teenoor die Heilige Gees and you are grieving the Spirit. So jou redenasies is eintlik dit wat die sonde in jou lewe beskerm en daarom kom jy nie vry nie, want jy wil nie onder God se gesag submit nie. Hier is 'n baie mooi Engelse beskrywende woord of beskrywende sin wat hierdie ding mooi gaan openbaar. Hy sê, bringing down strongholds involve using spiritual non-cardinal weapons provided by God to destroy mental barriers, false arguments and arrogant obstacles raised against the knowledge of God. These strongholds are primarily identified as deceptive ideologies or thought patterns or reasonings that hinder obedience to Christ rather than physical fortresses. Nou hierso is die ding. Nou is ons in 'n kerk, Sardis is 'n gemeente wat die Here aanspreek. Hy sê hulle is aan die slaap. Daar's baie aktiwiteit binne die kerk, maar hulle is aan die slaap. Nou die algemene leuen in die kerk vandag is hierdie ding. Omdat ek die waarheid hoor en daarmee saamstem, want mense sal sit en die pastoor sal bedien, die leraar sal bedien, wie ook al sal bedien. En jy sal in jou hart sê, yes, dit is die waarheid. Amen, ek stem saam met hierdie stelling of saam met hierdie ding wat nou vandag gesê word. Hiersoos die leuen wat almal glo. Dan sê hulle vir self, omdat ek saamstem, omdat ek amen gesê het op daardie stelling, beteken dit ek leef dit verseker ook uit. Nee, jy verwar inligting met transformasie. Jy verwar emosionele tyd in 'n liedjie met toewyding aan God. Dit is soos in die spieël te kyk. Onthou die woord is die spieël waarin ons kyk, sodat ons, toe ek nog hare gehad het, back in the day, was ek nogals vreeslik oor 'n spieël. Ja, veral toe ek en Justine nog net uitgegaan het. Die middelpaadjie, ek was nog in die middelpaadjie tyd gewees en na dit was so mohawk dingetjie, so snaakse dingetjie. Dit was so te mekaar, maar altyd so vorentoe gestaan. En dit was nogal spesiaal. Dan moet ek mooi lyk vir Justine, want sy gaan my nou kom haal, want sy het die kar gehad. Ek was brandarm gewees. Ek het geskoor in hierdie deel. Sy het niks geskoor nie. En so jy spandeer baie tyd binne die spieël en die spieël is daar sodat jy goeders kan waarneem wat verkeerd is of uit plek uit is wat jy kan regmaak. Nou baie mense sal in die spieël kyk Sondag en hulle sal sê, "O, Jesus, ja, ek sien my gesig is vuil." Ja.
en hierdie ding is uit plek, my hare is onnet en dit en dat. Maar dan, omdat hulle dit waargeneem het, hulle het gesien, hierdie ding is verkeerd, stap hulle weg, hulle doen niks aan die probleem nie, maar hulle het hulle self in die proses oortuig, dan is dit seker uitgesort. Want ek het dit raak gesien, ek sien dit is verkeerd, nou stap ek weg, nou voel ek, okay, ek het genoeg gedoen om hierdie probleem te hanteer. Hulle het niks gedoen nie. En dit is een van die probleme wat ons in die kerk het vandag. Baie mense sien dit is nie dat daar fout is met die leraar se bediening nie. Dis fout in die hart van ons as gelowiges. Want ons submit nie nou onder daardie gesag en werk aan die probleem nie. Want kyk hierso, vandag gaan julle miskien ietsie kry of nie, maar dit is nie wat jy vandag dink van die preek nie, maar eintlik wat jy met die kennis en openbaring uit hierdie boodskap uit gaan doen. Dit is waarna God gaan kyk. So as jy in daardie oomblik nie iets aktiveer in jou lewe en die wegstap en daardie ding implementeer in jou lewe nie, is jy skuldig aan godsdiens in die negatiewe konteks. Daar is nie lewe nie, daar's dood. So die gevaarlikste leuen is nie die een wat jy jouself vertel, ek is okay nie. Dit is die ene wat jy glo en die een wat jy jou daagliks mee oortuig, wat jou eintlik jou gewete aan die slaap hou. Want sien, ons kan emosioneel wees, maar nie wedergebore wees nie. Ons kan besig wees met die dinge van die Here, maar nie met die Here nie. En ons kan van ver af mooi lyk, maar ons is ver van mooi. En dit is die probleem met die kerk op hierdie stadium. So hier is die ding, hierdie ouens het op 'n plek gekom en hy spreek hulle reputasie aan, want hulle reputasie het 'n afgod geword. En dit is hartseer om te dink dat in die oë van die Here, ons dink ons staan. Maar in die oë van die Here sien hy dat ons het lankal geval. En dit is 'n baie hartseer plek om te wees. Jy weet, hierdie kerk byvoorbeeld, as jy gaan kyk na die ander kerke, die eerste ander 4 kerke, dan kom jy agter, daar is 'n tipe van 'n weerstand en 'n vervolging wat daar is teenoor daardie kerk. Maak nie saak wat hulle kwyt geraak het nie, want almal van hulle, ek meen, die een ou laat Jezebel sê en doen soos sy wil en gaan te kere. Die ander kerk, yesterday, hulle glo in die lering van Biliam en die Nicolaitans, wat alle seksuele onreëlmatige goeders is, en hulle laat sulke goeders toe terwille van oorlewing, raak hulle betrokke by korrupsie en sondes en allerhande goeders, en hulle aanvaar dit, en God sê, nou wys Jom, my kerk sal heilig wees, en hy sal lewe. En hierdie kerk word nie vervolg nie, glad nie, inteendeel, die wêreld gee hulle hierdie reputasie dat hulle so amazing en wonderlik is. En as die wêreld gemaklik is in die sitplek hierso in 'n kerk, is daar probleme. Ek het tot bekering gekom, want iemand het my die heeltyd herhaaldelik oor my vinger getik en gesê, jy het 'n redder nodig, jy het 'n redder nodig, jy het 'n redder nodig. Sien jy nie hoe uit mekaar uitval jy nie? Jy het 'n redder nodig, jy het 'n redder nodig, jy het 'n redder nodig, jy het 'n redder nodig. Nee, jy's okay, God is lief vir jou, jy's okay, God is lief vir jou, en hy wil, by the way, hy wil vir jou meer gee. Hy wil die hele tyd vir jou meer gee, die hele tyd ryk maak. Jy party vandag, ons vandag se profete maak my kwaad. Die Here is so teen gierigheid, nê. En dan sal jy daai ou kry, hy wil jou die hele tyd ryk maak. Jy's die volgende, jy's Elon Musk se, jy's sy pa. Jy gaan hom kwadraat. Dis net, ons weet net nie hoeveel nie, 2, 3, 4, ons weet nie. Dit is soos, as jy vir 'n persoon 'n gierige of 'n profesie gaan gee, wat sy vlees gaan aanspreek, John Piper sê 'n mooi ding, hy sê, if your dreams and ambitions have not changed after you've met Christ, then you are not saved. As jy voor jou wedergeboorte op 'n plek gekom het en gesê het, Jessie, ek wil dit doen, ek wil dat doen, ek wil soveel geld hê, ek wil hierdie ding doen, ek wil daai ding doen, en jy het 'n ervaring en 'n ontmoeting met Jesus Christus, en jy het nog steeds daardie goeders na jou bekering, dan is daar fout. Want God verander alles. Alles verander. So die ander probleem met hierdie gemeente is, hulle het daardie fariseer-sindroom.
Wat gebeur nou? Okay, kom ons kyk gou Lukas 18 vers 11 en hiersoos waar dit baie interessant raak. En die Fariseer het gaan staan by homself so en so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Nie soos rowers, onregverdiges, egbrekers en soos hierdie tollenaar wat op sy knieë is nie. Nou hiersoos die probleem met hierdie kerk en dit is waar dit ons almal insluit. Sien, ons dink ons is okay, want ons hoereer nie meer soos die wêreld nie. Ons dink ons is okay, want ons drink nie meer soos wat ons gedoen het in ons verlede nie. Ek het gesuip soos 'n visie. Ek was 'n alkoholist en 'n dwelmverslaafde. So God het my uit daardie wêreld uitgehaal en saam met daai wêreld is baie geweld en 'n klomp sulke gemors. En God het my uit al daardie goeders uitgered, 16 Oktober 2004. En het dit met my gebeur en my hele lewe is radikaal verander, soveel so, dat die dorpie ek het toe die herald gemaak met my bekering. So hulle het geskryf, van kroeg na kansel. Dit is hoe radikaal my bekering was, is dat tot die herald het toe daaroor geskryf, en dit was toe in die koerant gewees, wat baie nice is van die getuienis, maar dit is wat met my gebeur het. Nou, die probleem met ons is ons het nou beter geraak, ons het nou gegroei en ontwikkel, en ons doen nie meer die dinge wat ons voorheen gedoen het nie. Nou kom ons op 'n plek waar ons kyk na die wêreld en sê, "Sjoe, ek is so bly ek doen nie meer dit nie." En eintlik is jy in 'n proses waar jy self eintlik verhewe bo die persoon langs jou. En dit is wat hier gebeur het. Hierdie Fariseer het daardie gesindheid gehad waar hy so baie van homself gedink het, kyk hoe veilig is ek, maar hy is eintlik die ene wat by die hier by die kraanse staan, besig is om homself eintlik van die kant af in te stoot in die gevaar in. Terwyl die persoon, die tollenaar op sy knieë val en hy sê, Here, vergewe my 'n sondaar. Wees my genadig, Here, ek wat 'n sondaar is. En ons weet wat Jesus sê oor hierdie twee mense. Hy sê die een sal opstaan en hy is geregtig, terwyl die ene wat daar gestaan het en gesê het, "Wow, ek is beter as enigiemand anders." Hy is eintlik die ou wat in gevaar is. Want hier is die ding. Ek en jy het nou opgehou sondig. Ons het nou opgehou pornografie kyk. Ons het nou opgehou om mense te beskinder en te besteel. Ons het nou opgehou sleg dink van onsself en van ander mense. Ons het nou hierdie goedjies opgehou doen. Maar hier is die gevaar. Hoekom sal 'n so persoon wat versadig is, wat okay is, hoekom sal hy smag na die brood van lewe? Want sien, sonde maak ons honger vir 'n verlosser. Maar selfgenoegsaamheid maak ons versadig sonder hom. Hier is die probleem. Ek en jy, ons soek nie meer na die Here nie. Want ons het onsself oortuig. Ons is nie meer so sleg soos die boemelaar op die straat. Of die persoon wat die hele tyd in oorspel, of 'n dronkaard, of 'n gambler is nie. Ons is nie so sleg nie, so ons is eintlik okay. En hier is die ding, God red nie goeie mense wat dink hulle is goed nie. Hy red mense wat besef hulle het redding nodig. En so Sondag vir Sondag kan mense hier sit, maar hulle verander nie meer nie. Sondag vir Sondag sit hulle onder die woord, maar dit penetreer hulle harte nie meer nie. Sondag vir Sondag kom hulle in en hulle het die stories al so gewoond geraak. Henry, ons ken die storie van Moses. Ja, ons ken die storie van die vissies en die broodjies en as ek nog een keer Jonas se storie moet hoor, gaan ek 'n kat skiet. Jy weet, mense doen dit. Maar hulle ken nie vir God nie. Jy transformeer nie meer nie en jou aanbidding kom nie meer van jou hart nie. Dis net 'n paar goedjies wat jy sing, net omdat almal dit sing. Nou weet jy wat is die gevaar? Hierdie mense herinner my aan daardie klomp mense waaroor Jesus gepraat het in Matteus hoofstuk 7. Klomp aktiwiteit. Wow, Here! Nou staan ons almal daar so in die teenwoordigheid van God eendag en dan sê hy, okay,
Hierdie mense staan asseblief hierso aan my regterkant want julle is right. Hierdie ouens, kom staan asseblief aan my linkerkant want julle is verkeerd. Julle is links, hè? Staan hier so. Nou sê daai ou: Here maar, Here. Here, dis ek, Japie. Here, ek het duiwels uitgedryf. Ek het hande op die siekes gelê. Ek het al hierdie goeders gedoen. Here, hey, dis ek ek kan nie glo ek moet right wees, nie left nie. Die Here sê ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Gaan weg van my. Ek ken jou nie. Here, maar ek verstaan nie. Ons het wonderwerke gedoen. Die Here sê nie vir ons in die Bybel, jy sal 'n boom ken of jy sal nie 'n boom ken aan sy gawe nie. Hy sê jy sal 'n boom ken aan sy vrug. By ons in die gemeente is ek verskriklik intentioneel om mense bewus te maak dat die feit dat iemand iets kan laat manifesteer is nie 'n produk van sy verhouding met God nie. God het gawes aan alle mense gegee. Party mense is baie bevoegd, baie begaafd, hulle het baie talente gekry, maar jy sal 'n persoon ken aan sy vrug. Die anti-kris gaan met tekens en wonderwerke kom. En wat sê die woord? En hy gaan baie mense verlei. Hoekom? Want hy gaan vir hulle gee presies wat hulle wil hê. Signs and wonders. En gee vir my nog 'n teken, gee vir my nog 'n sign. Julle, Judas het saam met Jesus gestap. Judas was een van die ouens wat teruggekom het en gesê het, Here! Yes, like toe ek opdaag, toe ek voor hom staan, toe sê die ou vir my, daai ou, sy was 'n klein dogtertjie en skielik praat daar hierdie 100 jaar ou stem uit my uit en hy sê vir my, hy is legioen en al sulke goed. Judas het teruggekom en gesê, Here! En ek het my hande op haar gesit en ek het daai ding uitgedryf en daai ding het ingegaan. En sy was okay, sy het na haar sinne toe teruggekom. Here, ons het gegaan. En die ou was mors doof. Doof. En ek staan so by hom en ek sê, ore gaan oop. Die volgende oomblik toe praat hy met my en hy antwoord my. Judas is nie in die koninkryk van God nie. Manifestasies openbaar niks van waar 'n ou regtig is in sy verhouding met God nie. Die vrug doen. En God gaan nie sê, wow, julle kon fenominale waaf julle gedoen het nie. Baie geluk, kom in. Nee, hy gaan sê, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Aan die vrug sal ek jou herken. Kom jy wat vrug dra, kom in. Ek ken jou. En so kry ons gemeentes in ons omgewing. En hulle het Heilige Gees aande. En hulle het genesingsaande. En hulle is wêreldbekend en hulle is op TV en artikels en voorop 'n tydskrif en hulle is op jou Facebook feed en hulle is net af in die straat hierso om ons. Maar hy praat oor geld die heeltyd. Hy manipuleer jou en hy sê vir jou die heeltyd, as jy gee, gaan God vir jou, want dit staan in die Bybel, 30, 60, 100voudig gee. You have to sow a seed, you have to sow a seed. Nee, hy wil 'n Mercedes Benz hê. Ek moet net hard werk vir myne en spaar. Hy wil hê jy moet syne afbetaal. Ek maak 'n grappie. Maar in ons omgewing is daar baie kerke wat so die tema van die kerk is krag. Luister gou mooi wat het 'n Puritan eendag geskryf. Hy sê, where miracles becomes the main message, the love for God grows cold. When miracles becomes the main message, the love for God grows cold. Het julle agtergekom dat die kerk van die begin tot vandag toe, daar is pyn en lyding en suffering en daar is teleurstellings. Ons kry nie altyd wat ons wil hê nie. Dit is 'n Amerikaanse ideologie wat gekom het en gesê het, jy mag kry net wat jy wil.
wanneer jy wil. Julle, dit is nie ons realiteit nie. Ek was deel van daardie beweging. In daardie tyd het ek alles geprofeteer en gesê en gespring en gedans en hande geklap en gejubel en gejuig en alles. Tot ek konteks verstaan het. In die konteks van die skrif, in hierdie hoofstuk en kom die Here toe en hy kom herbelyn my en my vrou en ons as 'n gemeente. Van 2021 asseblief, as jy enigiets van my luister, voor 2021 delete dit. Dis vals, dis leuns, dit is nie die waarheid nie. En 2021 kom die Here en hy draai my en hy draai toe my vrou en hy draai ons as 'n gesin en so staan ons op teenoor ons eie familie, ons leierskap. En ons sê hierdie goeders wat ons besig is om te bedien is nie akkuraat nie, daar is halwe waarhede, maar daar is baie gaps. Want toe COVID slaan, toe het al daai mense in ons gemeente nie die gewig gedra nie, hulle het almal weggeval. Mense het selfmoord gepleeg, mense het egbreek, met ander vrouens begin te kere gaan, allerhande goed het gebeur, mense het geskei, selfmoord gepleeg, allerhande goed het gebeur. En ek vra die vraag, Here, hoekom staan ons nie? Hoekom staan ons? Hoekom dra ons nie gewig nie? Is ons nie veronderstel om vrug te dra deur al hierdie dinge nie? Niks nie. Vrugteloos. Maar ons kan 'n kerk volmaak. En ons slaan die gitaar en dit is lekker in die band en die musiek speel en die liggies is aan. Ons was hierdie ouens, daar was werke. Maar die gees was lankal nie meer daar nie. En ons het bekeer, repent. Hy sê dit daar, vir 'n kerk, 'n Nuwe Testament kerk, bekeer julle. Ek dink ons het nou klaar bekeer. Dit maak nie sin nie. Bekeer julle. Hierdie oud gesê, ons mag net een keer bekeer. Dis 'n konstante ding van herbelyn. As ek saam met my vrou deur die week stap, weet jy hoeveel keer sê ek vir haar sorry in 'n week? Hoe sal my huwelik lyk as ek nie sorry sê nie? Maar ons gaan aan julle. En so my waarskuwing vir julle as 'n gemeente is, 'n gemeente wat die Here liefhet. Die Here sê hierdie teken sal volg dies wat in hom glo. Jy moet niks gaan soek nie. Dit sal jou volg. As ons begin ons kerke inrig om meer bewus van gawes te raak as van Jesus Christus, we have lost the plot. En dit is wat ons gedoen het. Ons was so obsessief oor die gawes, dat ons het die gawegewer verlaat. Maar ons is terug, ons is aan trek, al vir 'n paar jaar. 5 jaar sterk, strangs. En ons het mense offend, en ons boodskappe is skielik reguit, en op die man af van skielik preek ons skrif. Nie meer, ek het hier so in die Spar geloop, en toe kry ek 'n Fanta blikkie, en toe staan daar 'n Fanta blikkie, en toe sê die Here vir my Fanta. Nee, ons los die Fanta blikkie, en ons sê, okay, kom ons doen 'n boek. Ons doen nou 'n bietjie Galasiërs, en ons doen 'n hele reeks op Galasiërs. En ons doen Johannes, en ons doen Openbaring. En ons kry houe. Maar ons bekeer. Weet julle wat het gebeur? Een van die amazingste goed in ons gemeente het gebeur. Daar sit 'n man, hy's al 6 jaar in die gemeente. En ons begin hierdie goeters tref, en hy sê, in die aande kan hy nie meer, hy sien my die heeltyd in sy gesig. Hy sien my die heeltyd. En hy sê, daar's ons iets waarin ek skuldig is, maar elke keer as ek dit dink om dit te doen, dan sien ek jou gesig voor my staan, en ek weet dit is die Heilige Gees wat vir my sê, luister na Henry, want ek het vir hom gesê, om met jou hart te praat. En toe's hierdie ou, elke week, slaap hy met prostituie, maar hy's getroud aan 'n vrou. Hy het 'n gesinnetjie, maar hy slaap al 6 jaar saam met 'n prostituut elke week. Ek is soos, nou voel hy, nou dink hy, hy het dit nou bekend gemaak, hy het dit nou in die lig gebring, hy's nou veilig. Sê ek, nee, chom, nou gaan ons jou vrou vertel. Nee, maar jy het nie dit gesê nie, jy het nie dit gesê nie. Dit is wat ons gaan doen. Jy is 'n gevaar vir jou vrou, sies man, jou vuil eil. En ek kry sy vrou daarso, en ek sê, kom, nou gaan ons gesels. Sy het nie 'n klou gehad nie.
Julle, en dit is 'n corporate man, 'n reus in die korporatiewe wêreld. En hy vang sulke nonsens aan en hy bekeer. 6 jaar in die kerk, ek is soos, hoe lank kom jy na ons kerk toe? 6 jaar, 6 jaar! Flip, dit kan nie wees nie. Ja, 6 jaar. En eers onlangs kom hy tot bekering. Hy bely dit aan sy vrou. En weet jy wat doen sy vrou? Sy bly by hom. Ek is soos, mevrou, as ek jy was, het ek daai Fortuner of daai Land Cruiser gevat, oor hom gery, gereverse en weer weggery. Dit kan net die Heilige Gees wees, wat daar werk, want hulle is so gerestoreer. Julle moet hulle sien, ek kan dit nie glo nie. Maar dit is die goed wat begin uitkom het vir die laaste 2 jaar, het sulke goed begin uitkom, en dit hou net nie op nie. Ons het lekker, ek het gereeld golf gaan speel. Ek speel nie meer baie golf nie. Want ons werk die hele tyd met mense wat bekeer en repent en sonde in die lig bring. So dit is 'n kerk wat besig is om uit die wakkerheid of uit die slaap uit wakker te word. Hulle bring hulle goeders in die lig en hierdie mense word genees en vrygemaak. Want sien, 'n lewende hart, die tollenaar, is die ou wat nie eers bereid is, hy het nie eers die wilskrag, hy het nie eers die selfvertroue om sy oë op te lig en te sê, Here, vergewe my nie. Weet jy hoekom? Want 'n persoon wat lewe, voel sy sonde. Hy voel dit. Terwyl die ander ene, vol sonde, trots, allerhande goeders, staan daar, lig sy oë na die hemel toe. Weet jy, sy gebedjie word nie eens gehoor nie. Hy staan daar, praat met homself. O Here, ek is so bly ek is nie hierdie rower nie, 'n egbreker nie, 'n dronkaard nie. Ek is so bly ek is ek. Is lekker om my te wees. Die Here hoor nie sy gebed nie. Maar hy gaan aan. Groot woordjies. Dooie hart. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. 2 Timoteus 3 vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, is presies hierso. Daar's so baie wat 'n gedaante van godsaligheid het, hulle lyk soos Christene, maar dan dink ek aan daardie vergelyking van Jesus weer. Die saaier het gaan saai, wat het gebeur? Die saaier het gaan saai en in die aand gaan saai die vyand toe sy sade ook. En op 'n stadium kom hierdie goed groot, dit is nou kniehoogte. Ons was in Israel gewees en die mense wat daar was, daar is onkruid wat soos koring lyk. En hierso eers heel op die einde, wanneer jy hom kan oes, dan kom jy agter, maar hierdie is 'n vuil goed en hierdie is koring. Eers op die einde, hulle lyk identies dieselfde. So daar's mense in ons kerke, hulle praat ons taal, hulle bid ons gebede, hulle sing ons liedjies. As jy met hulle in gesprek is, klink hulle gered. Hulle is nie. Hulle is nie gered nie. 1 Titus 16 sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. As die Here sê 'n kerk is dood, beteken dit die Heilige Gees is lankal nie meer daar nie, maar dit verwys na mense wat vasgevang is in hulle sonde, maar hulle is godsdienstig. Hulle is vroom en nice mense voor ander mense, maar by die huis, ja, hulle gaan nie meer uit nie, jy kan nie meer sien wat aangaan nie. Dis alles hierdie geheimsinnige sondes waar hulle sal versteek. Doen nie meer daai goed nie, ons is okay. Hulle het nie meer begeerte na God nie. Dit gaan oor hulle reputasie. En dan sien jy minder gebed, want daar's nie regtige krisis nie. Ons gaan nie meer Saterdag uit nie, ons doen nie meer die braai ding nie, ons doen nie meer dit en daar's nie meer 'n krisis nie. Dis nie soos 'n sondaar wat uitroep na die Here en sê, help my, ek het desperaat jou hulp nodig nie. So ons gebed is minder. Ons manage ons eie lewe heel wat okay. Ons is minder honger na God. Hoekom? Want ons lewe is gemaklik. Ek het my salaris, ek het 'n goeie beroep, ek is 'n goeie mens, ek het 'n goeie reputasie. So ek het hierdie begeerte na die brood van lewe nie.
En by the way, ek kan alles beheer. Ek kan delegate, ek is goed met my finansies, ek is goed met al hierdie goedjies, so ek het nie regtig nou 'n behoefte na God nie. En dan daarom het ek meer selfvertroue en ek maak staat op my eie vermoëns eerder as staat op die wysheid van die Here en krag van die Here, want ek is okay. Met ander woorde, jy begin leef sonder God, maar nog steeds in die naam van die Here. Jy het eintlik geval, jy besef dit nie. Die grootste vyand van jou siel is nie die grove sonde wat jou dwing op jou knieë en na berou nie. Die groot vyand van ons is die soort selfvoldane godsdiens, daardie goeie reputasie van ons, wat ons laat dink, ons het nie meer berou nodig nie. Ons repent nie meer nie. En ek wil afsluit, dan ek het 2 minute. Maar hier is 'n mooi ding, Openbaring 3 vers 2. Dis nou vir mense wat op daai plek is. Hy sê, word wakker en herstel of versterk wat nog oor is. Wat op die drempel is van dood. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van God nie. Is daar ooit 'n oomblik wanneer ons nie in die teenwoordigheid van God is nie? Nee, ons is altyd in sy teenwoordigheid. So hy sê, jou optrede vind ek nie meer gepas nie. Jy lewe nie meer reg nie. Probeer onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Gehoorsaam en bekeer julle. Met ander woorde, word wakker. Erken dat jy in 'n tipe van 'n krisis is. Dat die huis is besig om af te brand. Jou siel brand, jou huwelik brand. Jou verhouding met God is aan die brand. En jy moet wakker word. Versterk wat oorbly. Tweede ding. Daar is nog kans vir herstel. Daar is nog 'n genade oomblik van genesing. Daar is nog tyd. Dit is hoekom die Here sê, word wakker. Die derde ding is onthou. Gaan terug na daardie dag toe jy die evangelie jou hart geroer het. Toe sy genade onbeskryflik groot was. Toe jy hierso in die poelputte, toe jy hierso in die rye gesit het en trane het geloop, want jy kan nie glo dat God jou gered het nie. Kom terug na daardie tyd en belewenis toe. Nommer 4, gehoorsaam of bewaar. Moenie toelaat dat die stof van hierdie wêreld jou klere besoedel nie. Nommer 5, herlewing begin waar selfbedrog eindig. Bekeer jou. Do not be deceived anymore. Jy het hulp nodig. Ons is so afhanklik van die Here, elke dag van ons lewens. En daarom het ons niks om oor te spog nie, niks om oor te brag nie, want alles wat ons is hy. Alles wat ons is, wat ons gekry het, dit is hy. Ek wil afsluit met hierdie vraag. As die Heilige Gees vandag jou lewe moes verlaat, sou jy dit agterkom? Sou dit werklik 'n verskil in jou lewe gemaak? Want jou antwoord kan vir jou pretty much sê waar jy staan op hierdie stadium. As jy so onafhanklik van God lewe dat jy het eintlik nie is, hy is nie so deel van jou lewe nie. Is jou hart en jou siel nie al klaar dood nie? Maar is ons nog aktief? Ons het nog al hierdie goedjie kies. 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Efesiërs 5 vers 14, word wakker, jy wat slaap, en Christus sal oor jou skyn. Awesome. Is julle okay? So asseblief, moenie Openbaring gaan lees nie. Ja, mooi, amen, goeie antwoord. Ons is nie okay nie. Ja, dit is mooi vir ons om gereeld op daardie plek te kom, waar ons net goeders identifiseer in ons lewens, werk wat ons met, want onthou, julle kom al jare kerk toe, van julle, ander miskien nie, maar die meerderheid van ons is al lank gered, maar dat ons nog steeds besef, ons stagneer nog steeds. Ons is nie so uitgeslaap soos wat ons dink ons is nie. Kan ons oë sluit, net vir 'n oomblik. Heilige Gees, ek is dankbaar vir die geleentheid om vanmôre te kon getuig oor dit wat U by ons gemeente doen en wat U in ons lewens kom doen het en Here, die pad wat ons nou saam met U stap en
Ek is dankbaar vir die werk wat U in die kerk en in die liggaam van Christus doen. Here, U is 'n liefdevolle God en ons Here, U verdien die lof en die aanbidding van ons harte. U verdien al ons aandag en ons liefde en Here, ek dank U dat U die kapasiteit in ons lewens groter maak vir meer van U. Here, miskien is ons finansies nie in duie nie en miskien is ons gesondheid die beste wat dit nog ooit was. Here, moenie dat daardie goeie dinge maak dat ons minder van U soek nie. Here, ons erken dat ons skuldig is daaraan. Dat ons hier partykeer gebruik wanneer ons in nood is, maar wanneer dit goed gaan en ons koninkryk is gevestig, dan vergeet ons van U. Vergewe ons dat ons so gelewe het tot nou toe. En Here, dankie dat U met 'n vars nuwe aanslag ons weer waarsku. Dat ons is mense wat aan die slaap geraak het. Dankie dat hierdie boodskap kom op 'n goeie tyd, Here, sodat die dief nie in die aand hoef te kom en iets van ons roof of steel nie. Dat die mat nie onder ons voete uitgepluk word nie, maar dat U vir ons 'n oomblik van genade gee, sodat ons terug na U toe kan draai. Ons bely U met ons lippe, mag ons harte ook in lyn wees met wat ons sê. Here, dankie dat U ons die onderskeidingsgees gegee het. Here, dat ons kan waarneem wie eg is en wie vals is. Dat as daar 'n leering is wat vals is, dat ons dit kan identifiseer. Veral in hierdie dag en eeu waar sosiale media, waar boodskappe kom links en regs en dit is die heeltyd, Here. Dankie dat U vir ons die onderskeidingsvermoë gegee het om die waarheid te kan onderskei van dit wat vals is. Here, in ons lewens sal ons op ons knieë lê. Dat ons verklaar ons afhanklikheid van U. U is ons God, U is goed en U is groot. En dankie dat U ons lei en ons beskerm. Dankie dat U ons waarsku. Dankie dat U ons herinner. Dankie, Here, dat U liefde vir ons groei en kweek. Ek dank U vir Jesus Christus en die genade wat hy aan ons betoon het, Here, deur sy eie lewe op die kruis vir ons te gee. Dat sy geregtigheid vir ons ongeregtigheid, sy skoon en heilige lewe vir ons sonde. Hoe kan ons ooit dankie sê? Here, mag ons nooit op 'n plek kom waar ons daardie boodskap gewoond raak nie. Maar mag dit ons harte penetreer elke dag van ons lewens. En wanneer ons in gesprek met ander mense is en mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons nooit op 'n plek kom waar ons soos hierdie fariseer neerkyk op ander nie. Want ons weet deur genade is ons ook gered. En daardie selfde genade wat hom red, is dieselfde genade wat my gered het. En daarom is ons gelyk by die kruis. Ons is gelyk, Here. Niemand is beter as enigiemand anders. Nie geen president of besigheidsman is beter as ons nie. Ons is almal dieselfde hulp nodig. En mag ons dit onthou wanneer ons met minder bevoorregte mense deel. En mag ons dit ook onthou wanneer ons met baie begaafde mense in gesprek is. Hulle is nie beter as ons nie, ons is nie beter as ander nie. Ons is almal gelyk in die oë van die Here. Ons dankie vir die krag, Here, om te kan volhard tot die bitter einde toe. En ons is dankbaar dat U het gesê dat die goeie werk wat U begin het, U sal dit volbring. Ons herinner U aan daardie skrif en daardie belofte in Jesus naam. En almal sê bietjie, amen. Baie dankie vir die geleentheid. Pierre.